Gemeente, goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons gaan nou vir julle die geleentheid gee om nou mekaar toe te draai en sommer net môre te sê. Maar kom ons sit so, dan begin ons met 2 liedere as deel van ons voorsang. Skryf. En as jy vanoggend mooi gaan kyk na die persoon wat rondom jou sit vanoggend, sal jy sien op elkeen van ons se voorkoppe staan daar Handle with care, fragile child of God. So kom ons draai na mekaar toe, kom ons sien mekaar vanoggend as kinders van die Here raak. Kom ons hoor hoe gaan dit met elkeen en ons gebruik is. As daar 'n kind langs jou sit, dan wil ons weet hoe gaan dit met die kinders. So kom ons draai na mekaar en kom ons sê vir mekaar môre. En dan wil ons dan vir Johan en Sagry hulle as 'n gesend sê baie welkom. En dan in die besonder vir Zara wil ons sê baie welkom vanoggend hier in die erediens. Zara, jy's 'n baie spesiale persoon en met 'n ongelooflike getuienis. En ek wil nou net vir jou sê, ek weet nie wat doen jy nie, maar die kerk is nog nooit so vol nie. Ek probeer so hard om die mense in die kerk te kry en hier kom jy vanoggend en jy maak die kerk vol. En ons is die Here baie dankbaar vir jou getuienis van vanoggend en ons waardeer dit dat julle vanoggend hier saam met ons is. Ons het die gebruik om 'n kruisie te oorhandig vir elke eerste besoeker. En die doel van die kruis is natuurlik om ons te herinner dat aan die kruis die Here nie net vir ons sondes gesterf het nie en vir ons sy kinders gemaak het nie, maar hy maak ons ook deel van 'n groter familie. En ons wil vir julle vanoggend sê baie welkom by die Here se familie hier op Hamlet. Liewe Heer, baie dankie dat ons vanoggend herinner mag word dat U vir ons 'n herder is. En Here, as ons dink aan 'n herder, dan dink ons aan iemand wat sy skape oppas en versorg en vashou en help. En dankie dat dit ook waar is van U. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en kom ons loof die Here vanoggend ook deur ons lofsang. Ja,
Gemeente, kom ons bly sommer so in die aanbidding en ons raak stil in stil gebed by die Here en kom deel sommer net dit wat nou op jou hart is ook met die Here. Onthou dat die Here hier teenwoordig is, ons is sy kinders, hy is ons Vader wat ons liefhet en daarom kom ons deel dit wat nou op julle hart is met hom. Here, as ons volgens die voorreg het om stil te raak, wil ons ook in ons hier wees, sommer net vir u sê dat ons u liefhet. En daarom bid ons, Here, dat u vanoggend ook vanuit die woord, maar in die besonder ook vanuit die getuienis van Zara, vanoggend vir ons sal aanraak en vir ons sal herinner dat u die Here is. En ons bid, Here, dat u haar en haar getuienis en vir hulle as 'n gesin ook sal seën. Amen. Zara, ek gaan nou vir jou die geleentheid gee om vorentoe te kom. Sy gaan nou haar getuienis met ons deel en ek het vir haar gesê sy kan haar tyd vat. Die oggend behoort aan haar. En ons sal, as sy klaar haar getuienis gedeel het en vertel het ook van haar projek, dan sal ons graag daarna iets vir jou wil sê en sommer net dankie sê nie. Goeiemôre, my naam is Zara de Tooy en ek is 12 jaar oud. Dit is vandag vir my groot voorreg om hier te kan wees om my getuienis met julle te kan deel. Aan die begin van 2023 het ek siek geraak en is toe opgeneem in die hospitaal, want die dokters het gedink ek het longontsteking. Na baie toetse het hulle gesien daar is 'n sis onder my regte long en dit is te verwyder met 'n groot operasie. 2 dae later het ons uitgevind ek het kanker. My eerste gedagte was: gaan ek nou doodgaan? Ek het net al besluit, dit is 'n fight wat ek gaan moet fight en 'n berg wat ek gaan moet uitklim. Maak nie saak hoe moeilik dit gaan wees nie. Na die operasie het ek toe met chemo begin. Ek het my voorberei dat my hare gaan uitval, maar dit was my baie erg toe dit wel gebeur het. Gelukkig het familie en maat saam met my hulle hare geskeer en so dit vir my makliker gemaak. Na 3 maande se baie intense chemo moes ek vir my tweede groot operasie gaan. Hierdie keer was ek baie banger omdat ek geweet het wat vir my voorlê. Na nog 3 maande se chemo het ek met bestraling begin. Vir 6 weke het ek elke dag bestraling by Groote Hospitaal gekry. Alhoewel elke dag se ry uitputtend was, was dit baie minder erg as chemo. Ek het my laaste chemo die 23ste Januarie vanjaar ontvang en ek is nou in remissie. Ek is baie dankbaar dat God se genade vir my so groot is en dat ek vandag kankervry is. Net voor my eerste groot operasie het my pa se tannie vir my skapie gegee dat ek moet onthou dat Jesus my herder is en dit altyd by my sal wees. Maak nie saak wat gebeur het. Terwyl ek in die ICU was, het ek baie sagte speelgoed by mense gekry. Die een suster het vir my gesê ek is baie gelukkig, want daar's 'n dogtertjie langs my wat niks het nie. Ek het toe besluit om vir haar een van my sagte, wollerige pinkasies te gee. Dit was so lekker om te sien hoe bly sy daaroor was, dat ek besluit dat ek wil dit vir meer kinders doen. Maar nie enige speelding nie, 'n skaapie, omdat die boodskap van Jesus wat my herder is, vir my so baie beteken en my moed gegee het vir wat voorlê. So dis hoe my skaapie projek begin het. Ek weet in hierdie gemeente is daar ook baie skapies kon gebruik vir my projek en ek wil dit baie dankie sê daarvoor. Baie dankie ook vir elkeen wat vir my gebid het. Die skapies het soveel blydskap in ons huis gebring in moeilike tye. Al het ek hoe sleg gevoel, het my altyd opgebeur wanneer daar 'n nuwe skapie by ons aankom. Want elkeen is anders, elkeen uniek en jy weet dit gaan 'n kindjie se hartjie baie bly maak. Om 'n skapie vir 'n ander se kindjie te gee, het al vir my soveel vreugde gebring en het my hospitaalbesoeke ook makliker gemaak.
Chemo is maar 'n slegte storie met baie naalde en baie van die kinders huil omdat hulle bang is. Dan bring die skapies vertroosting. Die boodskap van hoop wat om elke skapie se nekkie hang, gee ook vir die ouers vertroosting en bemoediging. Ons kon al meer as 2000 skapies uitdeel vir kinders. En dit is my droom dat my projek nog vir lank sal kan aangaan en dat elke kind in ons land wat teen kanker veg, 'n skapie sal ontvang. My skool se tema die jaar is 'n kompas vir jou drome. Ek kies om my kompas in Jesus se hande te sit. Van as ek dit in my eie hande hou, kan ek dalk struikel oor 'n klip en my kompas sal val en breek. Die Here loop die pad vooruit en al wat ek hoef te doen is na sy stem te luister en hom te volg, want hy is my herder. Sarah, baie dankie. Ek weet baie van ons het nog vrae wat ons vir jou graag sou wou vra. Maar jy het nou gesê as die kategese net ou anders sal jy met die kinders praat. So ek het 2 stoele gebring wat ek en jy net toe lekker voor gaan sit en 'n vraag vra en hulle kan ook vrae vra. Gaan jy omgee as daai 1 of 2 van die groot mense ook agterbly? Is dit reg? Okay. So dan gaan ons vir jou meer vrae vra. Maar ons het die voorreg gehad om ook as gemeente te kon deelneem aan jou projek. En as ek sê deelneem beteken nie ons is nou klaar nie. Nee, want die nood daar buite is geweldig groot. As ek so luister ook na jou en die verskil wat julle maak ook met die skapie projek. En daarom wil sy eintlik vanoggend vir ons kom sê ons mag nie ophou brei nie. En hekel nie, nee, daar's vir ons harde werk want daar's soveel kinders wat dit nodig het om versterk te kan word ook met 'n sagte skapie ook in die hand. Ons het 'n paar skapies wat ons vanoggend vir jou wil gee. So ek wil nou vanoggend vra dat al die kinders wat nou skapies gekry het, julle mag nie hy skapies vir julle self hou nie. En julle mag ook nou nie huil om dit vanoggend vir ons te bring nie. So ek wil vra dat julle dit vorentoe gaan bring en hier vir Zara kom gee en ons gaan dit sommer alles eers hier vir jou hier op die grond neersit. Is dit reg so? Laat jy sommer net sien hoeveel mense het regtig deelgeneem aan jou projek. Kom ons julle is welkom om julle skapies te bring en Tannie Rita gaan vir julle help met al die skapies. Moet ek vir jou vashou. The Lord's my shepherd, I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you. And I will trust in you alone. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delights, and I will trust in you. And I will trust. Ons wil vir julle sê baie dankie. As ek dit reg het, ja, julle kan hande klap. As ek dit reg het, is hier amper 80 skapies. So ons is baie bly dat ons kan deel wees daarvan en ons bid dat die Here hierdie skapies sal gebruik vir baie kinders in hulle lewe ook. En nou wil ek vir Kirsten Goosen vra
om 'n gebed vir jou te kom doen. Kirsten, maar ek gaan nou vra of hulle as gesin vorentoe kan kom. Is dit reg so? So dat julle, Johan, wil julle nie as 'n gesin hier kom staan nie en dan moet julle bly staan want ons het daar iets wat ons vir julle wil gee na die tyd asseblief. Jy moet sommer hier langs kom staan. Wil hierdie mikrofoon gee. En dan wil ons vir julle sê as ons nou ons wil vir Zara opdra aan die Here en vir haar bid. En ons gebruik in die gemeente is dat ons ook ons hande uitsteek om ook vir hulle te seën en julle is baie welkom om dit te doen. En daarmee saam wil ek nou vra as daar mense uit die gemeente is vanoggend wat voel maar ek wil sommer net aan hulle kom vat en die Here julle hande op hulle kom lê. Is julle welkom om dit nou te doen. En dan gaan ons vir Kirsten vra om vir Zara 'n gebed te doen. Enigiemand, as jy wil vorentoe kom, is jy baie welkom om dit te kom doen. Ek is 'n kontakmens Zara, ek hou daarvan om te vat. Is dit alright? So ek nooi almal en dan maak ek asof almal daarvan hou. Maar dis vir ons 'n voorreg om vanoggend so vir jou te kan seën. Hy's aan, ja. Sy reg. Dankie liewe Jesus dat ons hier voorreg vandag kan hê om as 'n gemeente saam vir Zara te kan bid, liewe Jesus. Dankie dat sy nou gesond kan wees en dankie dat Jesus saam daar was deur die hele proses. En seën ook vir haar en haar gesin, liewe Jesus, en help daar skapie projek net groter en groter sal raak. En dankie vir alles wat Jesus vir ons en vir haar doen. Amen. Amen. Baie dankie. Baie dankie. Ons wil julle moet sommer net hier bly staan. Vir julle twee ook. Ons het nou 'n geskenkie wat van die vrouens gereël het. So ek wil nou vra dat die geskenkies wat nou hier is oorhandig moet word. So julle sal weet wie moet almal die geskenke kom gee. Daar's vir Johan 'n geskenk en daar's vir Sigrid 'n geskenk en daar's vir al die dogters ook 'n geskenk. So kom ons daar sê Johan die agter jou is jou geskenk. Ja, is reg. Ons wil sommer vir julle sê baie seën en baie ons is die Here dankbaar vir julle getuienis vanoggend en dat die Here sy hand van genesing oor jou gebring het, Zara. So ons eer die Here daarvoor, maar baie dankie ook vir julle getuienis. Ons gaan net nou as ons klaar is, dan gaan ons vir Zara hier voor laat kom sit en al die kinders met die kategese klasse gaan vanoggend agterbly en julle mag vra. En ek het vir Zara gesê as daar nou 'n vraag is wat 'n bietjie moeilik is vir haar, dan mag sy soos die professionele mense maak deur te sê, "Sjoe, dis 'n goeie vraag. Volgende vraag." So sy mag dit doen, nê. Want ons wil nie vir haar blootgestel voel nie. Ons wil hê sy moet veilig voel by ons. So baie dankie. Kom ons sit net so dan bid ons net saam. Here, daar's soveel hartseer daar buite. En ons verstaan nie alles nie. Maar ons weet, U is die Here wat by ons is en wat vir ons vashou en wat vir ons help elke dag. En daarom mag U vanoggend as ons saam Psalm 23 gaan lees, dat U vanoggend, Here, vir ons sal wys wie U is en dat ons sal onthou, Here, dat U die herder is wat by ons is, wat vir ons dra en vir ons vashou, ook wanneer ons bang is. En ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het vanoggend gereël dat die kinderkerk vir ons ook in die kerk agterbly, so ek gaan 'n korte boodskap deel met julle en dan sal ons vanoggend vroeër dalk afsluit. En u is baie welkom om saam te gaan kuier en koffie te drink en die wat wil agterbly om ook te luister na Zara se getuienis is baie welkom. Zara, ek het nou vergeet, hoeveel persone was gediagnoseer met hierdie longvlieskanker? Hoeveel persone oor die wêreld is gediagnoseer met die longvlieskanker 425 persone oor die hele wêreld, kinders, het hierdie kanker gehad
en Zara was een van hulle. En die dokter by wie hulle by die Rooikruis Hospitaal was as ek dit reg by die Rooikruis, het al 2 persone van tevore in Londen behandel. En ons is die Here so dankbaar as mens luister na die pad, hoe die Here dokters oor hulle pad gebring het, en dat hy vir haar kon begelei en gehelp het. Kom ons lees saam met Psalm 23. Ek gaan ook uit Johannes 10 vir ons 1 vers lees. Hy begin daar sê 'n Psalm van Dawid: Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. En dan die baie bekende gedeelte Johannes 10 waar die Here sê dat hy die goeie herder is. Dan sê hy hierso in vers 11: Ek is die goeie herder, en die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Gemeente, ek wil vanoggend sommer net so 'n paar gedagtes met julle deel uit Psalm 23. Ek weet nie van julle nie, maar vroeër jare toe ons kinders was ons mos geleer om teksgedeeltes te memoriseer. Dit beteken ons moes dit uit ons kop uit geleer het en by die kategese klasse moes ons dit ook opgesê het. En dit het nogal vir ons baie gehelp dat vandag nog kan jy teksverse onthou in jou kop wat jy kan opsê en wat vir jou help om eintlik die Here raak te sien en om te weet dat die Here by ons is. En ek dink Psalm 23 was seker die psalm wat die meeste van ons dalk die eerste keer geleer en geken het. Nou as 'n mens Psalm 23 gaan kyk, dan is dit 'n psalm wat baie positief geskryf is. Daar word woorde gebruik van ek vind rus, hy ervaar kalmte, hy is oortuig dat die Here by hom is, hy sit by 'n feesmaal aan en hy word oorlaai met die Here se goedheid. En tog in vers 4 word daar die woorde gebruik, selfs al gaan ek deur donker dieptes. En letterlik in die Hebreëse vertaling staan daar, selfs al is ek besig om deur donker dieptes te gaan. Dit beteken, as 'n mens Psalm 23 gaan lees, wat ook Zara se psalm is, met haar skapie projek, dan gaan dit eintlik nie baie goed met Dawid nie. Hy beleef dat hy tans deur 'n baie moeilike tyd in sy lewe gaan. En baie mense bespiegel wat kon die agtergrond van Psalm 23 wees, en party teoloë sê dat hierdie psalm is geskryf na Dawid se seun se dood, Absalom. En nadat Absalom dood is, het hy hierdie psalm geskryf om iets te verwoord van hoe hy na God kyk in hierdie hartseer of donker tyd in sy lewe. En dan is die ou vertaling eintlik 'n baie mooi vertaling as hy sê, al gaan ek ook deur al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. As dit dan waar is, dan dat hierdie psalm vir ons sê, ons as God se kinders gaan baie keer deur moeilike tye in ons lewe, dan is die vraag, wat help ons wanneer ons deur moeilike tye gaan? Wat dra ons? En Dawid gee vir ons 2 beelde van God in hierdie psalm. Ons praat van metafore. En die eerste metafoor wat hy gebruik, is die beeld van 'n herder. God is 'n herder, en die tweede beeld, God is ook 'n gasheer in ons lewe. Nou, wie van julle weet wat doen 'n herder? Wie van julle weet? Wat wil julle sê? Ja? Hy pas skape op. Dis reg, hy pas skape op. En wat doen hy nog? Wat doen 'n herder nog? Hy boer met die skape, nee, hy sorg dat die skape meer word.
En hy sorg dat daar nie diere kom en hierdie skape kom steel nie, nee, so hy pas hulle op en hy hou hulle vas en hy help hulle. En is interessant dat in Jesaja 40 daar ook vir ons gesê word dat die Here vir ons 'n herder is wat vir ons sorg en wat vir ons optel en wat vir ons vashou en wat vir ons vyf teen die Here vasdruk. En dis wat die herder doen. Nou Dawid sê, as hy nou na God kyk in hierdie moeilike tyd in sy lewe, dan sien hy die Here as 'n herder. Maar weet julle, in die Bybelse tyd het 'n herder ook voor sy skape geloop. Hulle het baie keer op 'n harp gespeel of 'n lier en die skape het hierdie herder gevolg op grond van sy roepstem. En nou sê Dawid, sy troos is dat hy weet dat die Here by hom is. Dat die Here vir hom vashou, dat die Here na hom kyk en hom versorg en dat die Here vir hom nou vooruitstap in sy lewe. Hy weet nie wat die toekoms inhou nie. Hy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar hy weet God is by hom. Dit is my so besonder, Zara die skapie wat vir jou gehelp het toe jy ICU opgeneem was vir die operasie, dat dit ons herinner, God is die herder wat na ons kyk en wat vir ons versorg en wat vir ons vashou. En dan sê Dawid dat sy troos is nie in sy omstandighede nie, maar in die feit dat die Here in beheer is van sy lewe. As hy rus by groen weivelde en hy beleef kalmte, is dit nie omdat hy bly is oor sy moeilike omstandighede wat hy beleef nie, maar hy sê, hy weet die Here is by hom. Nou julle, 'n herder het ook 'n staf gehad. Hulle praat van 'n herderstaf. Nou wat dink julle doen 'n herder met 'n herderstaf? Wie van julle weet? Ja? Hy gryp die skape, nê? Wat sou gebeur het as 'n skaap sou wegdwaal? Dan vat hy die kierie, die herderstaf en dan bring hy hom nader, nê? Of hy tel hom op uit die put waar hy geval het. En nou sê hy, die Here lei my op die regte pad. Die ou vertaling sê dat met sy herderstaf hou hy hom naby hom. En eintlik kom sê hy, wanneer hy soms sukkel en hy het vra teenoor die Here, en hy is baie keer sommer net kwaad of opstandig, dan weet hy dat die Here die herder is wat vir hom altyd naby hom sal hou en vir hom sal help en vir hom sal versorg. En daarom dat hy sê, al gaan hy deur 'n donker tyd in sy lewe, al gaan hy deur donker dieptes, weet hy is veilig in God se hand, nê? Dit is hierdie beeld van die herder met sy herderstaf wat sy skape ook by hom hou. Die tweede gedagte is dat die Here vir ons sê, hy is ook die gasheer in ons lewe. Nou wat doen 'n gasheer? As jy nou genooi word na iemand toe wat vir julle nooi vir middag om by hulle te kom eet, dink julle wat sit die mense die beste kos voor of gee hulle vir jou slegte kos? Hulle gee die beste kos vir jou, nê? Hulle wil hê jy moet lekker eet en jy moet dit geniet by hulle, nê? Nou kom sê Dawid, hy sê as hy nou kyk na die Here, dan ervaar hy sit nou hier by 'n maaltyd aan en die Here kom gee vir hom sy liefde en hy troos hom en hy gee vir hom genade en hy voel soos 'n eregas. En hy ervaar dat die Here vir hom goed is en hom bedien binne sy omstandighede. So wanneer Dawid Psalm 23 skryf, dan sê hy, daar's twee beelde wat vir hom help om altyd na God te kyk wanneer dit hom moeilik gaan. Hy sê die Here is by hom, hy's 'n herder wat hom versorg en help, maar die Here is ook die gasheer wat hom bedien. En as julle nou mooi geluister het na Zara se getuienis vanoggend, was daar moeilike tye op hierdie pad wat sy gestap het. Haar hare wat uitgeval het, die chemonaalde wat sy gekry het, was nie aldag maklik nie. Sy sal dalk netto deel, maar ook een van haar beste maatjies wat saam met haar behandeling gekry het, is oorlede aan kanker. En so daar was moeilike tye in haar lewe. Maar sy het hierdie troos gehad dat die Here daar is en dat hy my vashou en dat hy vir my help en dat hy my bedien. En ek ervaar dat hy vir my goed is en vir my sorg.
En weet julle hoekom is dit moontlik? Omdat die Here vir ons gesê het, hy is die goeie herder en hy het sy lewe vir ons afgelê. En dit beteken, omdat Christus vir ons gesterf het, is dit dat ons die voorreg het om God se kinders te kan wees. En om daai beeld beter te verstaan, heel onder, in die Bybelse tyd het hulle krale gehad wat hulle die skaap in die nag in die veld ingejaag het, en die klippe was baie hoog gestapel, en dan het die herder in daai ingang gelê, en geen roofdier kon by die skape uitkom, as hulle nie verby hom gekom het nie. So hy het die skape met sy lewe beskerm. En as die Here sê, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir die skape, en ek is die enigste weg hoe jy tot redding kan kom, is dit die beeld, om te sê, dis net deur God, dis net deur Christus, wat ek sy kinders kan wees. Daar so 'n mooier beeld van 'n moderner klip. Maar sien julle daai ingang? Hy het daar gesit, en niemand kon by die skape uitkom, behalwe deur die herder nie. En die Here kom vanoggend en hy sê, ek is die goeie herder, en julle behoort aan my. Kom ons sê dankie vir die Here. Liewe Heer, baie dankie dat U vir ons altyd kom herinner dat U vir ons 'n Vader is, wat vir ons versorg en wat vir ons help, en wat vir ons dra en beskerm en lei. Dankie as ons deur moeilike tye gaan, Here. Tye wanneer ons nie antwoorde het nie, wat ons nie altyd verstaan, hoekom seker goed oor met ons gebeur nie. Dat ons altyd mag weet, maar U hand is oor elkeen van ons. U sorg vir ons, en U bedien ons, Here, as 'n gasheer in ons lewe. En ek wil vanoggend kom bid, Here, vir elkeen wat vanoggend hartseer is, vir elkeen wat vanoggend deur 'n baie moeilike tyd in sy of haar lewe gaan, dat U as 'n gasheer vanoggend, Here, vir hulle sal kom bedien, met goedheid en guns en genade en troos. En dankie, Here, dat U dit doen. Dankie vir Zara se getuienis, dankie dat sy vir ons herinner het, dat U getrou was ook in haar lewe, en U ook in haar lewe vir haar gedra het, deur baie moeilike tye. En dankie, Here, dat ons kan terugkyk en kan sê, Here, my U was daar, U is by ons. Dankie vir U genesing oor haar lewe, en ons kom bid dit oor haar lewe. En ons kom bid, Here, dat U vir haar sal seën en vir haar gesond sal hou, en dat U vir haar se gesin, soos Kirsten ook gebid het, Here, wonderlik sal seën, ook in hulle omgee en hulle uitreik na ander kinders, ook in nood. Amen. Gemeente, U het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer. Gemeente, kom ons sit saam, bid ons net saam. Here, baie dankie vir dit wat ons elke dag uit U hand ontvang. En dankie dat U vir ons na die wêreld toe stuur om 'n verskil te maak en om betrokke te raak in die nood van ander. Seën vir ons bediening vanuit die gemeente, en seën, Here, in die besonder Zara se skapie projek. En mag U, Here, vir kinders troos en bemoedig, en vir ons om te onthou dat U die herder is. Amen. Gemeente, kom ons staan, en ons sluit ons af met ons slotlied, en ons nooi die kategese, en die van julle wat wil agterbly is ook baie welkom. Gaan haal vir julle koffie en kom kuier saam. Ek dien die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom,
Nou julle die bloue. Ek wil hom vir julle sê baie dankie. En vir die kategete wil ek nou sê jammer dat ons nou so op kort kennisgewing nou sommer julle goed nou onderbreek en sommer besluit hoe die dag moet verloop. Maar dis eintlik so spesiaal dat Zara by ons kuier dat ek tog gedink dit is belangrik dat ons sommer net na haar getuienis moet hoor. En sy het verlede Sondag het sy verjaar en sy het 12 geword. So sy was nou verlede jaar toe sy nou deur die kankerstryd gegaan het, was sy 11 jaar oud gewees. 10 en 11 jaar oud gewees. En so ons is baie dankbaar vir jou Zara wat hier by ons kuier. Ek gaan 1 of 2 vragies vra en dan gaan ons vir hulle kans gee om 'n vraag te vra as daar 'n vraag is. En onthou wat ons net gesê het, ons bedoeling is mos nou dat ons vir Zara baie gemaklik moet laat voel, nê. Sy moet nou nie bang raak omdat sy nou hier by ons kuier nie. En so julle is welkom om julle vrae te vra. Zara, ek wil miskien sommer begin om vir jou sommer net te vra. Jy kom uit 'n huis uit met 'n pa en 'n ma en 2 sissies en julle is baie naby mekaar. Wat het dit vir jou beteken om 'n gesin rondom jou te hê en maatjies rondom jou te hê wat vir jou geondersteun het in hierdie tyd? Wat het dit vir jou beteken? Ek dink dit is jy's baie bevoordeel want jy kom agter nie alle kinders het soveel ondersteuning nie. So ja. So sy het vir my gister gesê dat daar was kindertjies wat baie keer alleen daar gelê het, nê? Dankie Wim. Dankie om Dries. Sy het gister gesê daar's baie keer kindertjies wat alleen in die hospitaal lê, dood eenvoudig omdat hulle pappa en mamma werk, nê? Ja, of dit is sê maar ons was eerste in 'n staatshospitaal waar ons minder bevoordeelde kinders daar is. En dan kan die ouers dit nie bekostig om dan toe te kom en dan gaan hulle alleen. En dan help die Skapie projek vir hulle om hulle te herinner hulle is nie alleen nie. Wat het jou laat besluit om hierdie projek te doen? Ek weet nou jy het gesê dis nou iemand wat die verpleegster wat vir jou gesê het daar's kinders wat die een dogtertjie wat nie so bevoordeel is soos jy nie. Maar iets moet jou tog nou gesê het, luister, ek gaan nou hierdie projek begin want dis nogal besonder groot. Dis actually 'n moeilike vraag. Ek het nog nie regtig so goed daaraan gedink nie. Okay. Of was dit net haar woorde wat jou laat dink het om dit te doen? Ja, dit is net omdat die Skapie so baie vir my beteken het. En dit was ook dit is altyd lekker om ander skapies in te kry. Ja. So dan maak ek soos dat jy bly voel en ja. Het jy ooit gedink dit gaan so 'n groot projek word? Nee, ons het eintlik net ons het so omgegroep en dan is dit nou waar pappa hulle net is anders moet hulle vir die persoon en die persoon en die persoon en dan raak dit te veel. So dan sit hulle sê maar 'n boodskap of soos dat sê hulle hoe gaan dit? En ons het net daarop gepost en toe sit iemand dit op Facebook en toe raak dit groot. ja. Ek dink Dominee Fourie het ook baie gehelp. Ja, definitief. Want ek sien hy het oral dit geshare en gedeel met mense, nê? Ja. Okay. Is daar 'n vraag van julle kant af van Zara? Jy het nou siek geraak, maar toe jy klein was, het jy waarskynlik ook gedroom om 'n juffrou te raak of Tannie weet nie wat jou drome was nie, wat jy aanvanklik wou word nie. Maar Tannie het sommer gewonder of die siekte waarmee jy te doen gehad het, dalk gemaak het dat jy gedink het, o, dit sal lekker wees om iets anders te doen. En Tannie wou sommer weet of dit dalk jou denke verander het. Ja, ek wou 'n fisio geraak het en toe ek in die hospitaal was en dan moet jy ons nou opsit, maar jy het nou hierdie pype, dreineringspype daar. En toe besluit ek nee, fisios maak jou wy te seer. Daar's 'n manier ek gaan dit meer raak hê. Ja, so nou weet ek regtig meer nie. Jy worry nie nou nie. Nee, glad nie. Maar dit het haar drome verander, nê? Ja. Kom ons hoor nog vrae. Ja, wat wil jy vandag word? 'n Kunsterapeut. 'n Kunsterapeut. Dis is sielkundige, maar hulle werk net met kuns. Okay. Okay. Dis baie spesiaal. Ja. Okay. Ons bid dat dit mag waar word, nee, dat daai droom daar sal bly. Want jy wil graag met kinders werk. Ja, en wat kanker het spesifiek. Ja.
Want omdat jy weet waar hulle gaan en wat help vir jou en so, Ja. sal dit makliker ook wees. Ja. Okay. Sarah, Tannie het nog 'n vraag vir jou. Sorry. Ek was ook een van 3 dogters. Ek was waar jou klein sussie was in die ry. En ek wou sommer weet watter sussie van jou het jou die meeste laat lag in hierdie tyd? Dis 'n moeilike vraag. As hulle albei lekker lag. Partykeer het hulle my baie kwaad gemaak, maar nee, hulle het my ook laat lag. Partykeer. Dis 'n moeilike vraag, Tannie. Maar gooi hom net af, hoor. Sissies ook. So siekte is baie erg op die 2 sissies want ewe skielik het ons 'n oudste sissie wat baie siek is na chemobehandeling. Kom jy by die huis en jy dra aan die arms, sy kan nie loop nie en die 2 het ons vir 2 of 3 dae nie gesien nie. So vir hulle was dit 'n baie erg tyd ook gewees. Om baie om te verwerk. So ja, maar hulle is op deur dit en ons is dankbaar want hulle het haar ook baie ondersteun. Okay, en help vir my Johan, op 'n stadium was dit ook so met die behandeling mag sy nou nie infeksie gekry het nie. So mense, julle moes baie gesond gebly het rondom haar, nie om haar te help om sterker te word. En dit het ook beteken dat sissies nie noodwendig aan sport kon deelneem nie. Aan die begin het ons alles, dit was net moeilik want jy het nie tyd nie. Ja. Maar dit is ook as ene hoes sit, dan is weg van Zara af, so mens dit is maar sanitêre storie. Ja. En ook my en Sagry ons gemoedstoestand want jy is hartseer, jy's bang en jy's moeg en dit affekteer my jou ouerskap. So ek dink Zara het dit baie moeilik gehad en sy moes daarmee op 'n dag-tot-dag basis moes sy dit verwerk. Maar hulle sielkundig dink ek was dit baie erg op die twee jonger sissies. Ja. So ek dink maar ons het nog steeds baie gelag, nee. Ons het goeie tye ook gehad. Okay. Zara, ek het 'n vraag. Wat het jy gedoen as jy bang geword het? Het jy bang geword? Ja, definitief. Ek het my tannies gebel. Vir een van want dit was lekker om met iemand te gesels wat nie hoe kan jy sê, nie soos presies nou by jou is en jy sien hoe jy so is of so nie. En dan vertel jy vir hulle hoe jy voel en dan hou hulle sommer saam met jou en dan sê jy weer beter. Het dit gehelp om te weet ander was ook hartseer saam met jou? Ja, seker. Ek wil nie regtig hê iemand anders moet hartseer wees hè. Ja. Maar ja. Maar dit het vir jou gehelp om jou tannies te bel, nee, Ja. om met hulle te kom praat. Okay. Nog vrae julle? So sy was eers in remissie, soos dat sy na die klok gelei het en alles. En toe het sy weer siek geraak. En ek het glad nie dit verwag nie. So dit was 'n groot skok op mens, maar jy het ook later geweet, ja, dit moet maar so gebeur. Ja, sy het baie siek gewees. Wat het sy vir jou geleer? Jy het gesê toe die eerste keer toe julle bymekaar was, het sy wat vir jou gesê? Eerste keer het sy my gesê, skeer jou hare alles af. Ek sê nee, maar hoekom moet ek nou dit doen? Sy sê nee, want daar's oral hare. Ek en pappa ry terug. Ons sê nee, ons gaan nie dit doen nie. Toe die volgende dag kom ons agter, okay, dit is maar die ding wat jy moet doen. Want oral lê hare. En sy het ook gesê vir jou, al voel jy hoe sleg, jy moet eet. Eet. Want dit is jy kry mos seer in jou mond ook en dan raak jy oor ook seer en dan kan jy nie eet en as jy nie eet, kry jy nie pille nie en dan raak dit 'n hele ander proses. En jy op pille eet of so. Ja, dit het sy my ook geleer en ja. Okay. Zara het met die chemoterapie wat sy gekry het, sy baie seer in haar mond gehad, nê? En dit het gemaak dat sy partykeer gesukkel het om te eet ook. En maar jy moes gedwing word om dit maar te doen. Ja. Zara, ek wil gou by jou hoor, jy gaan nou ergens nou in hierdie tyd op 'n leierskamp. Is ek reg as ek dit sê of is dit net 'n graad 6 Dis 'n kamp? graad 6 kamp. Okay. Maar dis ook waar julle bietjie gekyk word as julle leiers of nie leiers nie. Wat is jou droom vir jou laerskoolloopbaan vorentoe? Nee, ek weet nie, net om my normale laerskoolloopbaan Net om- verder te hê. Ja. Ja. En wat se sport neem jy aan deel?
Op die oomblik nie regtig aan enige sport nie, want ek moet eers, omdat my longe mos al swak is op die oomblik, moet ek eers geleidelik fiks raak en so. So ek gaan miskien begin swem of so, net om my longe eers sterk te kry, en dan sal ek miskien volgende kwartaal begin om aan sport deel te neem. Okay. Jy het gesê jy dra nog 'n port. Nou verduidelik vir die kinders wat se port. So 'n port is soos wat die susters my verduidelik is, soos julle weet mos, daai goeders wat die dokters altyd so in hulle ore het, en dan sal hierdie klein dingetjie. Hulle sê dis blykbaar soos daai ding is binne in jou vel hierso. En dan is dit soos kyk jy, ek het swak are eerstens. En omdat jy elke 3 weke moet jy mos dan na hospitaal toe gegaan het om chemo te kry. En dan moet jy nou chemo moes kry deur 'n drip. So dan druk hulle die report sodat dat hulle nie hoef te sukkel om are te kry by jou hande nee, so ja. So jy kry basically jou chemo deur dit. En wat het jy vir die dokter gesê? Nee, ek het hom gesê ek soek my port uit, want anders moet ek elke maand weer terug gaan dat hulle net flash dat daar nie ontsteking kom nie. So. Ons moet saam met haar bid, nee. Sy is nou skoon. Sy is in remissie en sy het nou vir die dokter gesê die port moet nou eers hier einde Julie moet dit uit wees, nê? Julie, Augustus daar. Hy het gesê Julie, Augustus, ek het gesê ek gaan nie so lank wag nie. Ja, want sy het vir hom gesê ek is nou klaar skoon. Hoekom moet ek nog die ding dra? So ons is saam met jou opgewonde, nê? Ja. Nog 'n vraag van julle kant af. Wag, ekskuus Rita, hier is 'n vraag eers. Baie dankie. Ja, so dit is ook van my pa se tannie, of soos 'n ander tannie nou, soos wat baie ouer was. So sy was altyd so 'n fighter. Soos sy het ook kanker gehad. Toe hoeveel jaar oud was sy nou weer? 37 en toe sê hulle vir haar sy gaan nog net 6 weke lewe. En toe lewe sy tot sy 92 was. En terwyl ek so in die ICU gelê het, het ek net altyd gedink, maar ek het toe nog nie geweet en ek en ek lê so en ek dink, okay, al voel ek nou so sleg, ek dink nou net aan die tannie en want sy is toe 'n jaar terug was sy toe oorlede. En ek dink as sy dit kon gedoen het, dan kan ek mos ook doen. Ek het mos dan nie dieselfde pad wat ek stap as sy nie. En toe pappa hulle vir my vertel ek het nou kanker en toe dink ek net okay, maar sy kon dit gedoen het, dan kan ek mos dit ook doen. So ek vergelyk my soort af aan ander mense, dan dink ek, okay, as die persoon dit kan doen, dan kan ek dit ook. Of sê maar as jy in die hospitaal ook is en jy sien al hierdie siek kinders rondom jou, dan kom jy ook agter, jy is nie die enigste een wat daardeur moet gaan nie, daar's kinders wat baie erger as jy ook het. En dan dink jy net soos, okay, doen maar, jy's okay, druk deur. So ja. Hoe lank was jou hare voordat dit uitgeval het? Nee, kyk, ek was iemand wat nog altyd gehou het van korter hare. Nou nie soos heeltemal soos 10 nie, maar altyd bob of so. So my hare was tot hier en in die begin van daai jaar, 2023 laas jaar, het ek vir hulle gesê ek gaan nou my hare laat groei. En toe gebeur dit nou nie regtig soos plan nie. Minute ek geweet toe ek gaan die kortste hare ooit hê. Maar ja. Dit is lekker. Dit is lekker. Ja, dit is jy kom agter hoe baie daar eintlik kinders is wat ook deur dieselfde moet gaan as jy. So dan kom jy agter, okay, jy maak 'n verskil. Jy doen iets, jy maak dat ander kinders se lewe makliker gemaak. Okay, Rita, jou vraag? Ja, definitief. Definitief. Ek wil baie graag, ja. Maar ongelukkig as jy mos nou jou port dan druk dit spesifiek op daai plek. So dis ook een van die redes hoekom ek dit wil uit hê. Ja, dat kan aangaan.
Ek het baie vrae gevra. Dit is en die dokter het dit was iets wat nogal vir my baie dokters is so, hulle laat net die ouers ingaan en dan gesels hulle alles en dan vertel pappa hulle nou, sal dit nou wees soos pappa hulle vertel nou vir jou die goeie goeters amper. Maar met my dokter was dit so, ek moes by elke liewe soos wat moet ek nou? Ja, gesprek moes jy ook by gewees en hy het gesê hy wil niks hy wil niks wegsteek vir jou nie. Hy wil hê elke persoon. So partykeer was dit baie moeilik en dan bid jy maar net vir die Here en sê, "Okay, hoekom moet dit nou so wees?" Maar dit het ook gehelp want dan weet jy jy weet nou hierdie is sleg, maar dan weet jy weet ten minste wat aangaan. Okay, nou is jy weer beter. Okay, daar's darem maar nou nie dit. So dit is ja. Beantwoord dit jou vraag. Ja, okay. Hoe lank was jy nou uit die skool uit en hoeveel skool moes jy nou mis? So ek het mos die eerste dag van skool was ek die eerste dag in die hospitaal en ek het die begin van die jaar teruggekom. So ek het presies 'n hele jaar skool geskep. Ja. Het hulle jou deurgesit na die volgende graad? Ja. Ja, sy's bitter slim. Jan, Andre, wil jy vra? Goed, hier's 'n vraag. So ons kom in die strand soos ja en ek is in laerskool Lognerhof. Ja. Baie lekker skool. Lekker skool. Ja, baie lekker skool. Het jy ooit 'n tyd gehad wat jy net gevoel het nou wil ek op? Jy kom agter daar is seker tye wat jy so voel maar dan dink jy net okay, maar wat gaan nou gebeur as jy nou net opgee? Jy kan mos nou nie net opgee nie. Daar moet altyd wat gaan dan met jou gebeur? So dan kom jy agter, okay, maar jy moet maar net aanhou fight. So ja. As ek nou reg gehoor het, jy het gesê dat 420 kinders daai kanker gehad. Nou hoeveel van daai kinders het dit dan oorleef? Dit is nie eintlik iets wat ek weet regtig hè. Ek weet net my kanker is nog dit is al klaar 'n baie raar kanker, maar ek is nog dis gewoonlik kinders onder 5 en ek was 10 toe hulle uitgevind het dit is so. So dit is 'n baie raar. So ek is 'n navorsing soos as die dokter sê maar 'n besluit moet maak, moet hy eers met al die onkologie eenhede oor die wêreld saam besluit omdat hulle ken dit nie eintlik hè. So ja. So ek weet eintlik ek het nou nie vir die dokter so gevra nie. Ek wil nie weet hoeveel kinders al dood is of so is van sulke kanker. So ja. So ek het 'n longvlieskanker. Ek dink die Engelse naam dit is vir my bitter groot naam. Ek dink dit is iets soos Blistoria. Wat is Ja, maar ek het net longvlieskanker, dis die maklikste om te onthou. So jy weet mos 'n long, dan sal so amper soos wat die dokter vir my verduidelik, is dit soos amper soos ja, 'n vlies om met die long en dit is daarin gewees. So ja, myself in die long self. Ekskuus toe? Watter graad was jy toe jy siek geraak het? Graad 5 laas jaar, ja. Sarah, ek wil gou by jou vra, watse raad kan jy vir hulle gee as hulle sê maar partykeer deur 'n moeilike tyd moet gaan? Dis nie noodwendig kanker nie, dis sommer net 'n leerstelling, hulle het swak gedoen in 'n toets of hulle het 'n droom gehad vir hulle sport en hulle kry seer. So ons gaan ons deur verskillende krisisse in ons lewe, nê. Watse raad sal jy vir hulle kan gee? Eerstens, hou moed en tweedens, kom altyd agter, daar's altyd iemand anders wat deur erger gaan as jy. Dis iets wat nogal vir my ook gehelp het. Jy kom agter, o my hierdie persoon het deur iets baie erger gegaan as jy en dan kom jy ook agter, okay, maar jy is eintlik baie bevoordeel om dit aan te doen. Ja. Is daar 'n laaste vraag? Kan ek vir ons afsluit? Ek wil daar's ja. Ja, baie keer na chemo dan sê ek vir pappa, nee, man, kyk nou nie net vir die dokter sê ek is nou klaar nie. Ek wil nie meer chemo kry nie. En dan kom jy ook agter, nee, maar dalk jy moet dalk net. Ja, as jy dalk nie nou kry nie, dan gaan dit dalk erger raak en dan ja, so daar's baie kere wat jy so voel, definitief, ja. So ons het begin so iets. So ek het 'n bord gekry.
En dan as ek nou dan raak ek so depressief partykeer en so dan skryf ek alles op die bord neer, ou borde natuurlik wat net 'n klein chippie het. En dan skryf ek alles neer waaroor ek is en dan gaan staan ek agter in ons tuin so. Ons het so 'n sementstuk stoep amper. En dan gooi ek die bord dat al daai goeder net breek. So dit het ook gehelp baie keer. Ja. Was jy baie keer kwaad vir die Here ook? Ja, maar jy kom ook al agter partykeer soos met jou skapie projek, dan kom jy agter daar is die Here het 'n plan met jou gehad. Dit is nou nie lekker om daardeur te gaan nie, maar jy moet dalk net. Ja. Laaste vraag. Die kanker is eintlik maar net 'n siekte of so. So dis nie regtig assofieer het nie, maar al die operasies en sê maar as jy mos die daad in jou port moet kry en sê maar ek moes elke keer na chemo, moes ek 'n elastum inspuiting gekry het, dat ek net van die hospitaal af kan bly, want my immuunstelsel word mos baie soos ja, is baie laag dan alles en ek kan vinnig siek raak. So dit help my net dat ek 'n bietjie van ja, so dit is alles seer. Kanker self is nie regtig ja, maak jy regtig, dit is nou nie soos dat jy soos oorinsteking het so seer is nie, maar dit maak ook dat jy kanker maak eintlik dat jy bang is van jy weet nie wat vir jou antwoord lê nie. Ja. Jy's bang. Nee, jy's onder narkose. Ek het verkies om onder narkose te wees. Ek wil nie gesny word terwyl ek nog wakker is nie. So dit is nie regtig as jy na die tyd wakker word as jy 'n bietjie verskrik en dan sit seer. Maar as jy aan die slaap is dan voel jy niks. Die dokters maak jou in die slaap as jy gaan vir 'n operasie, so jy voel niks nie. Hulle gee vir jou narkose. Wat beteken hulle maak jou in die slaap? So dan sit hulle so 'n maskertjie op jou gesig en dan word jy so aan die slaap en dan gaan jy so dan slaap jy. Zara, ek glo hier is nog baie vrae, maar ek dink ons moet nou stop hierso. Ek wil vir jou sê baie dankie dat julle vanoggend vir ons kom kuier het. Ons het ongelooflike waardering vir dit. Jy's 'n baie spesiale persoon. Nie net oor jou getuienis nie, maar as persoon. En jy's hier 'n ongelooflike sprankelende persoon en jy het die ongelooflikste mooi oë. Baie dankie. Ja. Jy's regtig baie mooi dogter en ons bid dat die Here vir jou sal seën met jou projek, dat hy jou gesond sal bly hou, nê, dat jy's nou skoon, jy's in jou remissie en ons bly bid daarvoor en ons vertrou die Here daarmee. Maar dat hy jou projek sal seën, maar ook jou drome sal seën. Waar jy eendag met kinders sal wil werk en vir hulle help, ook om deur moeilike tye in hulle lewe te gaan. En mag die Here jou gebruik. Ons bid dit vir jou, ook oor jou pad vorentoe. Gaan ons sommer so ver bid. Kom ons sit so en bid ons net saam. Here, baie dankie dat Zara hulle vanoggend vir ons kom kuier het, hulle as gesin. Dankie ook vir haar ouers en haar sissies wat vir haar deur baie moeilike tyd gedra het en gehelp het. Vir tannies, vir maatjies en vriende rondom haar wat vir haar gedra het wanneer dit met haar moeilik gegaan het. Dankie vir kinders wat saam met haar behandeling gekry het, wat ook vir haar gemotiveer het en wat vir haar gehelp het om ook baie keer te kyk en te besef, Here, maar daar's ander wat baie keer deur moeilike tye as ons gaan. En dankie dat u getrou was. Dat u vir haar gedra het, Here, deur die chemos, deur die inspuitings wat sy moes kry, deur die tydperk toe haar hare uitgeval het en sy baie keer kwaad was en mismoedig was en bang was u altyd daar. En nou bid ons, Here, dat u vir haar sal seën met haar gesondheid, dat u vir haar, Here, op hierdie pad van volkome genesing sal bly hou en vir haar sal lei. Ons bid dat u haar projek sal seën, dat u haar drome vir haar sal waarmaak, en Here, en dat sy sal aanhou om 'n verskil te maak in baie jong mense se lewens. Ons eer u en ons sê vir u daarvoor dankie. Amen.
And I will trust in you alone, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. For your endless mercy. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead